plus en minus met desimale breuke. Nou reg, as jy kan plus en minus met gewone getalle, dan gaan hierdie vir jou bitter maklik wees, want die metode bly presies dieselfde. Al wat verskil is, daar's nou 'n komma in die mengsel ingegooi. Okay, kom ons kyk gou hierdie eerste een. Die som wat ek daarbo vir jou gee is 325,8 plus 3,587. Die belangrikste ding wat jy moet onthou is, my kommas moet onder mekaar wees. So as ek plus of minus met desimale breuke, dan moet my kommas onder mekaar wees, dan kan ek nie eintlik 'n fout maak met my som nie. So dis die belangrikste, ek moet weet waar my komma moet wees, dan gaan alles oukei wees. So kom ons kyk gou waar gaan skryf ek daai goed in. Hoekom het ek nou nie die 8 hier heeltemal aan die linkerkant gaan skryf nie? Want die komma moet mos onder mekaar kom, so daai 8 kom mos by tiendes. So dit is mos sy plekwaarde, dit is hoekom hy daar staan. En dan aan die ander kant moet daar 5 kom by tiendes, want dit staan daar. Die res kom daar by. Ok, nou het ek 'n probleem, want nou is daar niks bo die 7 nie, en daar is ook niks bo die 8 nie. So kom ons gaan sit dan iets daar. Ons sit daar of hulle nulle neer. Want as daar nulle is, dan is daar mos daarom iets. Dit help vir my. Beteken ek sukkel so 'n bietjie as daar niks staan nie. Daai nulle beteken in elk geval niks. So as gesit hulle daar, dan lyk dit daarom so 'n bietjie beter, makliker. Ok, so 0 plus 7 is definitief 7. 0 plus 8 gaan 8 bly. 8 plus 5 is 13. So sien jy, ons werk presies dieselfde as met gewone plussomme. Die komma is net daar, maar die komma, hy hang maar net daar. Dan is dit mos nou 1 plus 5 plus 3 en dit gaan wees 9. Daar's 2, 3 en ek moet onthou van komma in die middel. En daar's my antwoord, 329,387. So kyk die volgende een. Ek vra vir jou 227,9 plus 52,37. So ek gaan vul dit in. Dis nie eens regtig nodig dat jy hierdie kolomme moet trek hier, want as jy weet die kommas is onder mekaar, dan gaan jy nie regtig foute maak nie. Maar ek sit dit hier op die PowerPoint net om vir jou te help. So ons sit daai 7 daar. My kommas is mooi onder mekaar en ek gaan 'n 0 daar bo die 7 sit net om my te help, net om dit mooi volledig te laat lyk. Want daai beteken in elk geval niks. So 0 plus 7 gaan wees 7. 3 plus 9 gaan 12 wees. 1 plus 7 is 8, plus 2 is 10. 1 plus 2 is 3, plus 5 is 8. En 2 en my magic enetjie in die middel is natuurlik my komma. Moenie jou komma vergeet nie. Dit is tog waaroor hierdie hele besigheid gaan. Desimale breuke en desimale breuke het 'n komma. Volgende een, sit my getalle in. En ek onthou natuurlik my kommas is onder mekaar. Sien julle, hulle is perfek onder mekaar. As jy hulle in jou boek gaan skryf, dan skryf jy ook die getalle sommer lekker ver van mekaar af. En jy sit daai komma sommer lekker donker in die middel, dan weet jy, alles is perfek. Ek sit 'n 0 daar bo die 4 om my te help. 0 plus 4 is 4, 9, 7, 7, 9. Ek sit my komma en ek weet dit is reg. Ok, nou vir die minus. As ons na die minus kyk, presies dieselfde storie. Alles kom maar nog steeds daar waar hulle veronderstel is om te kom. En my kommas is natuurlik onder mekaar. Dis die belangrikste. As jou kommas onder mekaar is alles perfek. Goed, nou begin ons. 9 minus 4, 5. Nou, presies soos wat jy gedoen het by jou gewone getalle, 7 minus 9 kan ons nou nie. Dit gaan ons in die werkie, so dan moet ek ons gaan leen. So ek gaan nog steeds presies dieselfde. Ek gaan leen by die 4. Daar bly 3 oor. Ek gee die 1 hier langs aan vir die 7. En 17 minus 9 is nog steeds 8. 3 minus 3 is 0. En die 5 en die belangrike enetjie, my komma. En daar is my antwoord. So onthou nou, presies dieselfde. Gaan nog steeds leen. Ek kan nie nou sommer sê 7 minus 9 is 2 nie. Onthou daai enetjie. Gaan leen. Ok, so ons skryf hulle so onder mekaar. Onthou mooi die kommas is onder mekaar. As jy hom in jou boek skryf, lekker ver van mekaar af. En ja, dan bo die 4 gaan ek 'n 0 skryf, net vir die volledigheid. Dan gaan ek vir myself sê 0 minus 4. Nou kyk, as ek niks het nie, en die bedelaar vra vir my 4, dan het ek mos niks, dan moet ek mos eers gaan leen. So as ek nou gaan leen, dan gaan leen ek by die 9. Hy word 'n 8. Ek gee hom oor. 10 minus 4 is 6. En nou kan ek my som gaan doen. Leen natuurlik. Bring hom oor. Dis hy. Ons gaan nog steeds gaan leen, hè. Dis hy. Niks oor die. Dis hy. En 6. En ek is klaar. 68,46. So onthou nou sien julle aan die regterkant het ek geleen, aan die linkerkant het ek geleen. Dit maak glad nie saakie. Ek doen my somme presies soos wat ek het gedoen het met my heelgetalle sonder die kommas. Doen ek dit nou net hier met die kommas. Nou toe, ek hoop hierdie het gehelp.